Jesus.
te midde van die omstandighede oorwinnaars is ons. Is nie wonderlik nie? For he has done great things. Lynette Beers sou sê, for he has done great things. Look at me. Sy het altyd so gesing. Dit was altyd smaaks, ek sal dit nooit sing as ek nie aan haar dink nie. En is dit nie so nie? David het gesê, kyk hoe wonderlik is die werk, en kyk hoe wonderlik het jy my gemaak. So wonderlik, ek kan myself eers verstaan, nie is te groot, is te wonderbaarlik. Hy is wonderlik. En ons is bevoorreg dat ons so saam kan wees in 'n wonderlike gemeente, in 'n wonderlike kerk. Is dit nie fantasties nie? Amen. Heerlik. Sien jy uit na die tydjie van rus en die teenwoordigheid van God. Amen. Amen. Ek is so bly vir hierdie afspraak wat ons elke Sondag het. As ons nie die afspraak gehad het nie, sou ek en u te besig gewees het om daarby te kom nie waar nie. Ons het 'n afspraak. En die Here, die Heilige Gees, het voor die grondlegging van hierdie wêreld, ek kan dit nie eers begryp nie, het hy geweet wie gaan in hierdie oomblik, in hierdie gemeente, in hierdie tyd wees met wat se behoefte ook al. Is dit nie fantasties nie? Ja, so die Here is gereed, is u gereed. Is nie. Amen. Kom ons staan en ek is gereed. Die span is gereed. Ek kan eintlik nie wag nie. Want ek weet die Here gaan ons ontmoet. Kom ons hef net ons hande op, ons sluit ons oë en ons sê net welkom, Heilige Gees. Here, ons sê dankie vir die voorreg dat ons so saam in die huis van die Here kan wees. Here, dat ons gesond genoeg is om hier te kan wees. Dat ons geseënd is om hier te kan wees. Dat almal mooi aangetrek is, dat almal gelukkig is, dat ons kan glimlag, dat ons kan hoor en dat ons kan praat en dat ons kan sien, dat ons kan beleef en dat ons die liefde van broers en susters kan ervaar. Want Here, dis U wat die liefde in ons harte kom uitstort het. En ons dank U daarvoor. Heilige Gees, wees welkom. Wees net welkom. Ons gee onsself net oor. Ons stel onsself net oop. En ons wil soos ons gunsteling koortjie sing vanmôre, sê en verklaar, ten spyte van hoe ek voel, ten spyte van alles wat in hierdie oomblik met my gebeur, ten spyte van alles, wil ek U loof. Wil ek U loof, saam met miljoene ander, saam met die skepping van ons uitroep en uitbarsing, hoe groot is U. Hoor om die lofsange van die kinders is ons bede in die môre, tot eer van U naam, tot eer van U naam, U naam, wat vir ons 'n skuilplek is, wat vir ons 'n veilige vesting is, 'n toring is, 'n toevlug is. In U naam ervaar ons genesing, krag, versterking, oorwinning. Laat dit so wees in die naam van Jesus. Amen. Amen. Blessed be the name of the Lord. 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 Blessed be the name of the Lord.
easy. Daar's niks wat my God nie kan doen. Daar's niks wat my God nie kan doen. En Here, dis met daardie wete dat ons met die grootste vrymoedigheid na U toe kom, met ons diepste nood, met ons grootste uitdaging. Want ons Here het U baie nodig. I
Baie dankie, ek kan se plek neem. Dankie aan ons musiekspan. Van die Heilige Gees hier, van die Heilige Gees is teenwoordig vanmôre. En ek wil sommer net vanoggend nog vir u baie vinnig dankie sê. Ek is haastig om by die woord uit te kom en net te bedien wat die Here op my hart gelê het vanmôre voordat ons soontoe gaan. U kan blaai na Efesiërs, die 5de hoofstuk, en dan die 6de hoofstuk gaan ek ook net vir u so 'n paar verse lees vanmôre. Ons is by ons 100 jaar feesdiens, ons pragtige Bybels uitgedeel wat ons gaan druk in die feesbybel vir hulle wat al 'n geruime tyd in die gemeente dien, om net ons waardering en ons dank uit te spreek. Dan die ons kon ongelukkig nie by daardie diens wees nie, en dan die ons is baie voorreg, en ons kan sommer net as ek gaan die Bybel so te bring, dis maar so voorreg om hierdie Bybel dan die ons te oorhandig, dan die ons het onuitwisbare voetspore gelaat in die geskiedenis van hierdie gemeente, die werk wat dan die ons gedoen het, ons as gemeente kom sê net, baie dankie vir die klein jy kan blaai na Efesiërs hoofstuk 5 as jy nie die Bybel by jy nie so skerm hier agter my verskyn en wil met die gesels onder 'n tema vanmôre van oorwinning tot oorwinning. En ek glo jy het agtergekom hoeveel daar al oor oorwinning gesê is in die diens vanoggend, hoeveel ons oor oorwinning gesing het, en ek wil met hier dan gesels onder hierdie tema. Ek gaan net so, seker so 5 verse met die Psalm lees, Efesiërs hoofstuk 5 vanaf vers 14, wil ek net lees tot by vers 17, en dan gaan ons oor na Efesiërs hoofstuk 6, vers 10 en 11. Kom ons begin lees dan by 5 vers 14. Daarom sê hy, ontwaak jy wat slaap, en staan op uit die dode, en Christus sal oor jou skyn. Pas dan op dat jy nauwgezet wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse, en koop die tyd uit, omdat die dag boos is. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. En dan sê net vers 10 en 11, twee baie belangrike en bekende teksverse. Eintlik my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. Net hierdie twee verse daar. Ek wens ons het tyd gehad om die hele boek van Efesiërs te lees vanmôre, want dit is eintlik so 'n besonderse boek wat Paulus skryf, die boek Efesiërs. En ek fokus nie in hierdie boek op verkeerde sake en hoe ons verkeerde sake kan regstel. Paulus fokus ook nie in Efesiërs op dwaalleringe en hoe om dwaalleringe reg te stel nie. Die boek Efesiërs word baie reguit geskryf en reguit aangebied aan die gelowige met een belangrike doel, en dit is om gelowiges aan te moedig om hulle sterk te maak en hulle oorwinnend te laat leef. Want ons leef in 'n tyd waar soveel mense, selfs gelowiges, nie besef dat die gelowige is in 'n geestelike stryd teen die wêreld, teen die vlees en teen die duiwel gewikkeld nie. En die gevolg is dat baie mense nie van oorwinning tot oorwinning leef nie. Hulle leef van oorwinning tot nederlaag. En as die nederlaag hulle plat gestaan het, dan is daar 'n gesukkel en 'n moeite en 'n stryd om weer op te staan uit die nederlaag uit, en net eers daar te kom waar ons voel ons het nou die krag om uit die nederlaag uit te kom.
en dan weer uiteindelik die stryd om by oorwinning uit te kom. En dan wanneer hulle by oorwinning uitgekom het, verskoning, dan is daar weer die volgende nederlaag. En dan sal hulle weer plat geslaan en probeer hulle maar weer opstaan en dieselfde routine volg. En uiteindelik verklaar mense dat hulle leef maar 'n witplank lewe op berge en dale en oral is God en dank die Here dat hy daar is. Maar wanneer ek boek Efesiërs lees, dan kom ek agter, geliefdes, dat ons leef nie van oorwinning tot nederlaag en weer van nederlaag tot oorwinning nie. Ek kom agter, ons leef van oorwinning tot oorwinning. Ons leef vanuit Christus se oorwinning tot 'n oorwinning waarin ek en u elke dag is en waarin ons oorwinning in hierdie lewe kan geniet. En dis die lewe wat vir ons gegee word en het ons nie nodig om eers in 'n nederlaag in te gaan en dan weer in oorwinning te kom en dan weer in 'n stryd om uit die nederlaag uit te kom en net op te staan nie. Nee, ek lees nie van 'n op en af lewe nie. Ek lees van 'n lewe wat vir my sê dat in Christus het ons meer as oorwinnaars geword en oorwin ek en jy elke aanslag van hierdie lewe juis vanuit Christus se oorwinning. En daarom leef ons van oorwinning tot oorwinning. En is dit die normale volgorde van die lewe? Ja, daar moet 'n stryd wees om oorwinning te kan behaal. Daar moet 'n stryd wees om uiteindelik in oorwinning te kan wees. En dis die volgorde van die lewe. Ons moet eers met 'n stryd begin om uit 'n oorwinning te kan eindig. Maar dit is interessant dat Paulus in sy skrywe aan die Efesiërs net nooit andersom begin. En hy fokus eers op die gelowige se geestelike oorwinning in Christus. As ons daar nou hoofstuk 1 toe blaai, dan kom ons agter dat hy praat daarvan 'n oorwinning. Hy fokus op die oorwinning van die gelowige in Christus. En dan van hoofstuk 1 af neem hy ons na 'n nuwe posisie van heerlikheid in Christus. En ek wil vir u sê, die posisie van heerlikheid is 'n posisie van oorwinning. Ja, ons het stryd in daardie posisies ook, maar ons is in oorwinning. Dan gaan hy verder hier na hoofstuk 4 toe. En hy neem ons deur die werking en die krag van geloof as ook heiligmaking, en hy leer vir ons daar dat sonder die krag van geloof sal ek en u nooit by heiligmaking kan uitkom nie. Maar as ons by heiligmaking uitgekom het en ons leef die lewe van heiligmaking, dan is ons in 'n lewe van oorwinning. Al is die aanslag van hierdie lewe hoe sterk en al probeer die bose hoe hard en hoe in jou te pootjie en ons onder te kry sodat ons in die nederlaag val, waar ons weer moet sukkel en opstaan. Wil Paulus in hoofstuk 4 vir ons kom sê, nee, as ons met die krag van geloof leef en daarmee die heiligmaking nastreef, is daar nie iets soos 'n nederlaag nie, daar is nie iets soos opstaan nie. Ons is reeds in Christus en ons oorwin deur die oorwinning wat ons in Christus het. En dan gaan hy aan na hoofstuk 5 toe. En hy leer ons om te wandel in die liefde, soos Christus ons liefgehad het. Dis 'n besonderse liefde, waarin ek en u moet wandel. En ons moet in daardie liefde wees. En dan aan die einde, hier by hoofstuk 6, kom verduidelik hy die worstelstryd teen magte van die bose. En dis asof hy ons wil leer dat die eerste oorwinning reeds behaal is. En dit is die grootste oorwinning wat ooit behaal is. En dat ek en u daarin, in daardie oorwinning geen aandeel het nie. Dis God se oorwinning, wat hy aan die kruis deur sy seun oor die magte van die duiwel
behaal het en hy het hom totaal oorwin en verstaan aan daardie oorwinning, my broer en suster. Maar wat hy verder vir ons leer, dat al het ons nie aandeel aan daardie oorwinning nie, deel ons in daardie oorwinning deur die krag van die geloof wat ek en u in Christus het, en daardie geloof wat ons openbaar in hierdie lewe. Die eerste oorwinning was juis om die mens uit hierdie wêreld wat in die mag van die bose is te haal en hom op 'n ander vlak te plaas. Johannes verduidelik dit in sy eerste brief, hoofstuk 5 vers 19. Hy sê ons weet dat ons uit God is en die hele wêreld in die mag van die bose is. Hierdie wêreld is geestelik en moreel verrot. En ons kan nie daarteen stry nie. As ons in die media kyk, as ons kyk wat rondom ons gebeur, moet ons erken dat hierdie wêreld is nie die wêreld wat God aanvanklik beplan het nie. Hierdie wêreld het geestelik verval en het moreel totaal verrot, my broer en suster. En die eerste oorwinning was juis om ons uit daardie toestand uit te kry en uit hierdie wêreld uit te kry. Omdat hierdie wêreld so verrot is dit totaal die vyandige sin teenoor die Christendom en die goeie werke wat God in die mens geskep het. En Paulus beskryf die oorwinning oor hierdie wêreld in Efesiërs 1 vers 3 tot 7. Kom ek lees dit net vir u daar en maak dit u eie vandag. Sê vandag vir u self terwyl ons dit lees, dis deel van myne, dis verskoning wat die Here vir my gedoen het. Hy sê geseën is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus, soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees, deurdat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir onsself aan te neem deur Jesus Christus na die welbehae van sy wil, tot lof van sy heerlikheid, van sy genade waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. In hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. En wat 'n goeie plek om amen te sê, dat ons het in Christus die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van ons misdade na die rykdom van sy genade, my broer en suster. En dis juist die oorwinning wat Paulus vir ons beskryf, die eerste oorwinning wat behaal is vir ons en ons uitgehaal het uit hierdie wêreld en ons geplaas het op 'n onwankelbare rots, die rots wat hierdie wêreld oorwin het, sodat ek en jy uit sy oorwinning in oorwinning kan leef en in daardie oorwinning elke aanslag wat teen ons kom in oorwinning kan teëstaan en steeds in oorwinning bly. Al word ons hoe lank geslaan en dan probeer die duiwel en die bose hard om ons onder te kry, maar ons is uit oorwinning tot oorwinning, my broer en suster. En dit beskryf hy vir ons in hoofstuk 2 gaan hy verder en hy verduidelik ons wat die verlossing uit genade beteken, en hy verduidelik in detail. As u kans kry, gaan lees vanmiddag Efesiërs hoofstuk 2, die hele hoofstuk, en u sal sien hoe hy dit kosbaar daar beskryf. In vers 8 kom maak hy dit baie duidelik, dat ons uit genade alleen gered is. Uit genade alleen staan ek en jy in oorwinning vandag. En uit genade alleen geniet ons wat ons geniet. Ons is nie meer deel van hierdie wêreld nie. Ons is tot goeie werke voorberei. En ons moet daarin kan wandel en daarin kan leef. Die eerste oorwinning het aan die kruis plaasgevind.
En dit is God se oorwinning oor die bose. Dit was 'n volkome oorwinning. Daar's niks daar gelaat in daardie oorwinning nie. Dit is volkome en niks gaan daardie oorwinning ooit weer in 'n nederlaag laat onaardig, want dit kan nie gebeur nie. God het dit totaal gedoen en dit het alles verander. Ons leef en deel nou in daardie oorwinning. In Johannes 5 vers 20 sê Johannes, en ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het om die waaragtige te ken. En ons is in die waaragtige, in sy Seun Jesus Christus. Hy het die waaragtige, hy is die waaragtige God in die lewe. Dan, as ons so deur Efesiërs gaan, dan kom ons agter, Paulus vat ons in sy skrywe na 'n posisie van oorwinning toe. En hy wil met ons oor daardie posisie gesels. Wanneer ons in Jesus glo, verander hierdie lewe vir ons. En begin ons met die eerste oorwinning, Kolossense 2 vers 9. In hom woon al die volheid van die Godheid liggaamlik. So hy sê vir ons, Christus wat vir ons die oorwinning behaal het, sodat ek en u deur daardie oorwinning in hom kan leef, kom met die volheid van God na ons toe. Al die krag wat daar in God is, al die voorsiening wat daar in God is, al die seëninge wat daar in God is, al die weerstand wat ek en jy kan bied teen die aanslag van die bose waarmee God ons sterk maak, is in Christus, my broer en suster, want die volheid van die Godheid woon liggaamlik in hom. En dan kom hy in vers 10 van Kolossense 2 met hierdie wonderlike gedagte en hy sê, en julle het die volheid in hom, wat die hoof is van alle owerhede en mag. Ons het in Christus ook die volheid van God en ons het die krag om in oorwinning te wees en uit ons oorwinning uit die volgende oorwinning te behaal en elke aanslag wat teen ons kom te kan weerstaan. Die Amplified stel dit eintlik so eenvoudig. Hy sê, in him you have been made complete. In him you have been made complete. Sê dit vir jouself. In him I am complete. In him I am complete. En ek het die krag om in oorwinning te staan. Hy sê, want Jesus het die skuld weggeneem. En die bose wat ons so graag wil aankla van dag tot dag. En hier in ons gewete so bietjie met ons kop kom smokkel. Dit is maar so 'n lekker term om te gebruik. Hy kom smokkel so bietjie met jou kop en hy wil vir jou sê, daar en daar het jy dit vanoggend gedoen. Jy het vanoggend bietjie laat geslaap en jy was so haastig dat jy nie behoorlik tyd gehad het om Bybel te lees en te bid voordat jy in die huis het gegaan het nie. En dis hoekom jy by die kar om 'n papwiel gehad het en jy op pad is werk toe was die verkeer druk en dit gebeur en ons kom voel skuldig daaroor, maar die aanklagte wat die duiwel teen ons wil bring, my broer en suster, is uitgewis in die eerste oorwinning. Daar is nie meer gedagtes wat hy teen my en jou kan bring nie, want die skuld is weggeneem en daar is niks meer wat gedoen kan word nie. Jesus het elke mag en gesag ontwapen en hulle in die openbaar tentoongestel deur hulle as gevangenes in sy triomf tog mee te voer. Kolossense 2 vers 15 en daarom is daar nie meer 'n aanklag teen ons nie. En Paulus kom en hy stel 'n baie belangrike waarheid in Galasiërs 2 vers 20. Hy sê, nou is dit nie meer ek wat lewe, maar Christus wat in my lewe. Halleluja. Christus wat in my lewe. En dit plaas my in daardie oorwinning. Daardeur het ek deel aan sy oorwinning en leef ek nie van nederlaag tot oorwinning nie, maar van oorwinning
tot oorwinning. Dan vat hy ons in die derde plek en hy wil vir ons sê, leef uit die posisie van oorwinning. Leef uit die posisie waarin Christus nou kom plaas het. In hoofstuk 2 van Efesiërs sê, hy het ons laat sit in die hemelse plekke, saam met hom. En wat beteken dit alles nou vir ons vandag? Is ons nou vry van enige stryd? Nee, ons is nie vry van enige stryd nie. Die digter het geskryf en sê, daar is 'n stryd wat ek moet stry. Daar is oorwinning om te verkry. Ons is nie vry van die stryd nie. En ek dink ons kan almal daarvan getuig. Iemand is wat seker vir ons 'n getuienis van stryd kan gee in die laaste tyd, is dit Philip en sy gesin. Want hulle gaan deur aanslag, en hulle gaan deur moeilike tye, en dis of dit net nie wil ophou nie, en so kan ons almal seker vanmôre getuig van die stryd waarin ons is, en dit is nog altyd daar, maar die goeie nuus is, ons het nie meer nodig om die bose te oorwin in die stryd nie. Hy is klaar oorwin in die eerste oorwinning, en ons het dit gesê, dat God het 'n volkome oorwinning behaal daar, en dat alles is gedoen wat moet gedoen word. Al wat ek en u vandag moet doen, ons moet bloot die aanslae en die versoekings wat teen ons kom weerstaan. Is dit nie soveel makliker as om die stryd te stry om oorwinning te behaal? Nee, ons is in die oorwinning. En ons moet net die aanslae en die versoekings weerstaan. Jakobus 4 vers 7, weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug. Hy sê nie oorwin die duiwel nie. Hy sê weerstaan nie die duiwel, want hy is oorwin. Hy is reeds verslaan. Ons moet hom net kan weerstaan, maar die belangrike is die A-gedeelte van Jakobus 4 vers 7. Onderwerp jou aan God en weerstaan dan die duiwel en hy sal jou wegvlug. Ons moet nooit dink en probeer ons gaan die duiwel en die aanslae van wat hy na ons toe kom in ons eie krag kan weerstaan nie, my broer en suster. Dis hoekom Paulus in Efesiërs hoofstuk 4 so ernstig wat ons praat oor die krag van geloof en dat ons in daardie krag alles sal doen wat ons in hierdie lewe moet doen, want in ons eie krag is ons te swak, in ons eie menswees is ons te swak en ons kan nie die duiwel in ons eie krag probeer weerstaan nie. Ons moet anders begin dink oor hierdie goed, wanneer ons dit ons pad tans kom, my broer en suster. Ons moet dink vanuit oorwinning. Ons moet nooit dink vanuit nederlaag en sê, maar weet jy, die lewe het my nou hier gekry. Hier is ek nou plat geslaan. En nou het ek krag en ondersteuning en hulp nodig om weer op te staan. En uit hierdie omstandighede te kom, sodat ek weer voel hoe om oorwinning te smaak. Wanneer ons in die moeilikste oomblikke van die lewe kom, moet ons dink vanuit oorwinning. Ons moet daaraan dink dat ons in Christus is, in 'n nuwe posisie, en dat dit 'n oorwinningsposisie is, want dit wat aan die kruis gebeur het, deur Christus kan nooit weer ongedaan gemaak word nie, en dit kan nie reverse word nie. Nee, dit gaan vorentoe met die krag van God en met die krag van die kruis, my broer en suster, en onder ons in hierdie omstandighede is die eerste ding wat ek en jy moet dink. Maar ek is nie 'n sukkelaar nie, ek is in 'n posisie van oorwinning saam met Christus. Wanneer daar die aanslag kom, wanneer iemand jou kwaad maak, en wanneer die vlees wil oorneem, en die een ongure ding na die ander ding kom, die een probleem is nog nie eens opgelos nie, dan is die volgende probleem daar, en ek praat nie eers van wanneer die finansies jou probeer dryf, en jou moed wil totaal afbreek nie. Nee,
halleluja, wat ek en u vandag vir mekaar kan sê, wanneer ons op 'n punt kom waar het voel, it never rains but it pours, dan is ons steeds in die oorwinningsposisie saam met Jesus, en kan ek in u vanuit 'n oorwinningsgedagte dink, en vanuit 'n oorwinningsgedagte begin bid, en vra, Here, wil u hierdie probleem ingryp vandag, wil u die aanslag wegneem, en duidelik gaan u weer staan in die naam van Jesus, want ons is oorwinning teen jou. Ek wil vir die van u sê wat vanmôre uitgekom het vir gebed, moenie hier uitdraai, in omstap, omdraai en uitstap, met 'n gevoel van nederlaag, en gaan die Here miskien antwoord nie. Ek wil vir u sê, staan op die krag van jou geloof, en sê, dankie Here, ek was vanmôre met 'n oorwinningsgebed geseën, en ek gaan die oorwinning neem in die naam van Jesus, en u gaan agterkom hoe die Here u help om die oorwinning te kry. Daar is mense wat vanmôre gebed kom vra vir ernstige sake. Ek wil vir u sê, staan op die besluit wat jy vanmôre geneem het, en moenie toelaat dat die duiwel enige aanslag teen jou bring om jou as 'n swakkeling uit te kry. Nee, jy was in oorwinning vanmôre hier, en 'n oorwinning is 'n gebed vir jou gebid, en die oorwinning is joune, en die Here gaan dit vir jou gee in die naam van Jesus. Ons is nie immuun teen versoekings en aanslag nie. Die duiwel het kans gesien om self Jesus te versoek. Want hy geweet, hy is 'n verslaande vyand, en hy gaan verslaan word. Hoeveel te meer sal hy ons nie wil uitlos, en met ons probeer nie. En hy probeer dit daagliks met elkeen van ons, maar dan weer ons is in sy oorwinning. Die aanslag en die versoekings wat nou teen ons kom, is nie 'n volledige aanval nie. Dit is net 'n aanslag en 'n versoeking. En ons kan hom weerstaan. Die vorige aanval, die volledige aanval is reeds gevoer en gewen. En dit was, daar's nou slegs 'n probeerslag om ons moedeloos te maak en ons te mislei. Maar hy slaag nie daarin nie, want dit is net 'n probeerslag. Hy gebruik sy natuurlike bondgenote, die wêreld en die vlees. Dis waarom Paulus so baie ook in Efesiërs praat oor die wêreld en die vlees, en dat ons oorwinning daaroor moet kry, sodat hy mense tot sonde sou verlei. Soms gebruik hy sy demone om regstreeks tot die stryd toe te tree, om die mense te verlei deur die vurige pyle wat hy op ons afskiet. En dan kom Paulus in Efesiërs 6 vers 16, en hy sê die duiwel probeer om jou lewe, jou gesondheid, jou huwelik, jou kinders, jou werkomstandighede of enige iets van jou af te val. En dis die dinge waarmee hy ons probeer onderkry. Ja, agtergekom. Die duiwel het nog nooit, miskien werk het nie met iets van die man, maar werk het so. Die duiwel het nog nooit my godsdienst probeer aanval. Hy probeer my menswees aanval. Hy probeer my werk aanval. Hy probeer my gesin aanval. Probeer my gesondheid aanval. En as hy daar geslaag het, dan hy uiteindelik jou godsdienst ook aangeval. Want as hy jou geloof en die krag van jou geloof afgebreek het, dan het hy ook in jou godsdienst begin wen. Ag, en kom ek gaan afsluit vanmôre. Paulus sluit hierdie brief af met geestelike wapens.
En hy sê ons kan daar die geestelike wapens opneem teen hierdie aanslag van die duiwel. En hy wil ons leer dat ons staan steeds oorwinning. Ons moet eintlik net onsself verdedig teen die aanslag van die duiwel. Want die aanslag kan soms so fel raak dat dit neig om mense te wil onderkry. Maar van oorwinning bly ons in oorwinning kom wat wil. En hy gee vir ons 5 dinge wat ons moet neem. Daar's 'n bietjie meer in die wapenrusting wat hy in Efesiërs 6 bespreek, maar ek wil nie die wapenrusting vanmôre bespreek nie. Ek wil net vir u so 5 dinge gee wat u kan toepas in hierdie lewe om kragtig te bly en vanuit oorwinning in oorwinning te bly. In die eerste plek, beoefen geloof in God. Moenie toelaat dat enige iets jou geloof wat jy in die Here het afbreek in hierdie lewe nie. Selfs die ergste wat met ons kan gebeur, moenie toelaat dat dit jou geloof afbreek nie. Onderwerp jouself aan die Here en neem jou toevlug tot hom in alles wat met jou gebeur. Die tweede een is bid 'n oorwinningsgebed in die naam van die Here. Moet nooit 'n gebed bid wat dit voel of jy nie werd en waardig is om daardie gebed te bid nie. Nee, jy is 'n kind van God, jy is in oorwinning, jy is in Christus. En wanneer jy na hom toe gaan, wanneer jy in jou binnekamer gaan, wanneer jy in jou kar ry en bid, wanneer jy iemand vra om vir jou te bid, en wanneer jy vir iemand bid 'n oorwinningsgebed. Bid vanuit die gedagte van oorwinning en dat die Here sal voorsien. En dan gebruik altyd die swaard van die woord in die stryd teen die duiwel. Gaan soek maar altyd in die woord en jy gaan bemoediging kry daar. Die Here gaan vir jou iets gee, die Heilige Gees gaan iets aan jou openbaar om jou te bemoedig te midde van die stryd. Die vierde is beroep jou op die bloed van die lam. Want deur sy kruisdood is die mag van die duiwel gebreek, my broer en suster. En dan die laaste is getuig dat die Here Jesus jou redder en jou verlosser is. Dis die enigste naam waardeur ek en jy die stryd kan wen. En dis die naam van Jesus, en getuig van daardie naam. Dra dit uit so ver as wat jy kan gaan. Leef dit elke dag uit en dit gaan jou elke dag met ervaar dat jy is in oorwinning. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, wat 'n kosbare woord. Dankie dat ons gedurig in oorwinning is. Al voel dit nie vir ons in ons menswees so nie, al voel dit vir ons of ons swak is, al voel dit vir ons of ons nie die krag het om die aanslag van die duiwel te weerstaan. Kom sê ons vanmôre vir U dankie dat U die oorwinning behaal en U verklaar in die woord dat die stryd behoort aan U. En daarom kan ons vanmôre, omdat ons deel is van U en in U is, in oorwinning ons hande opsteek en vir U dankie kom sê vir elke oorwinning wat U vir ons gee. Dankie Here dat elke aanslag en elke versoeking wat elke dag na ons toe kom, nie 'n effek op ons het nie, want ons leef in U oorwinning. En uit daardie oorwinning kry ons die oorwinning, omdat ons in U glo en die krag van ons geloof ons deurdra. Ek wil bid vanmôre vir elkeen hier, Here, daar iemand is wat 'n stryd het in hierdie oomblik waarin hulle worstel en sukkel en wonder waarom die aanslag dan elke dag so fel is. Bid ek nou, Here, dat hulle gedagtes sal verander en hulle besef maar hulle is steeds in oorwinning en dat hulle die volkomme oorwinning sal smaak in U kosbare naam. Amen. Amen. Allereerst ja, ons musiekspan. We kunnen zo lang de slot hanteren. We gaan even over die een of twee afkondigings geven. Amen. Baie dankie vir die woord, storie man. Kom ons staan, ons moet afsluit met woord wat so mooi inpas. Weet jy dit nie? Jesus kan alles doen. Kom ons begin met Jesus
alles doen. Dankie broers, dankie vir u wat so getrou en van die Here ondersteun. Mag die Here u seën. Here, dis altyd 'n voorreg om te gee. Dis altyd 'n voorreg om dit wat ons ontvang het uit genade te kan deel. Here, dankie dat u 'n moedige gewe liefhet. Dankie dat u die hart sien waarom jy ons gee. Die bedrag is nie relevant nie, Here, maar u sien ons bedoeling raak. Seën ons, seën u werk, seën elke rand en seën elkeen wat besluite neem hoe dit spandeer word in die naam van Jesus en ons dank u daarvoor. Amen. Jesus kan alles doen, alles doen, alles doen. Jesus kan alles doen, alles doen. Ek wil ook vir u noem dat al die ander aktiwiteite in die week gaan aan soos normaal, behalwe Dinsdag se Bybel selgroep, gebed selgroep, gaan ons by die huise bid, vanweer die feit dat die Dinsdag 'n begrafnis in die kerk is, dieselfde tyd. Ongelukkig kom ons nie skuif na 'n ander tyd nie, maar ons vra al ons biders dan asseblief by die huis te bid. Ek het ook nog vorms gebring van die waarin u kan bepaal wat die bediening is, die ek verlede Sondag uitgedeel het, wat u moet invul en uiteindelik kan bepaal wat die bediening is. Dit gaan nie totaal die van die wat nie gekry het nie, wat graag wil hê, kry gerus. Daar's ook 'n ander vorm wat almal wat vorms gevat het ook moet vat. Dit is wat die uitslag gee, hoe u dit verwerk en bepaal volgens die uitslag presies wat die bediening is. So kyk gerus, daar's nog 'n ekstra vorm wat u moet vat daar in die portaal. En dan wil ek net laastens vir u noem dat ek van Woensdag tot Vrydag uitstedig gaan wees met streekvergaderings. As u my nodig het, ek kry my nie, laat ek asseblief 'n boodskap en ek sal sorg dat iemand u kom bedien. Die Here seën vir u. Dankie pastoor Johan. Broer Elie, ek wonder of ek jou kan vra om die tweede vorm, wat die uitslag van die
bediening wat ons gaan help om dit te ontdek. Of jy nie net 'n hoopie wil vat en daai kan staan nie, kan ek vertrou niemand gaan by daai deur uit nie, want daar's koffie in die saal, hoor. So kom ons kuier so 'n bietjie, as dit enigstens moontlik is, hak so 'n bietjie vas en kom drink gou koffie, kom sê gou hallo. As jy meer wil weet, as jy nie laas Sondag hier was, jy praat asseblief met Pastoor Johan se maklike vraelys. So vul hom in sodat jy kan weet waar's die bediening en hoe kan jy betrokke raak. En dan is dit daar soos Pastoor Johan gesê het, maar maak Eddie vir die koffiedrinkers dit makliker om jy dit sommer daar vang en as daar te min is, dan weet ons dan waar ons moet. Kom ons staan net so en dan sê ons dankie. Here, dit was goed om in die huis van die Here te kon wees. Dankie vir die voorreg. Nou bid ek, Here, dat die Heilige Gees die naprediker van hierdie woord sal wees. Here, dat die woord waarlik op vrugbare grond geval het en dat dit sal ontkiem en sal vrug dra in die naam van Jesus. Here, herinner ons daardeur. Asseblief, dis my gebed. Hou die hand van bewaring en beskerming oor ons. Dra ons deur tot ons mekaar kan weer sien op die bestemde tyd. Ons bid onophoudelik, Here, vir hulle wat U nodig het. Elke naam en elke gebedsgroet, elke onuitgesproke versoek. Here, dankie dat ons van mekaar kan intree. Dankie vir die krag van gebed. Here, dis ons voorreg om mekaar so las te dra.